Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand, Pastor Swarts van TTW bediening aan die kant van Atlantis. Weereens weer so groet in die mooi soete naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg natuurlik om weer saam met die kykers vanaf die kanaal Kruiskyk te bedien. En weet jy, die Here gebruik die media vandag. En ons weet ook natuurlik definitief het Satan ook 'n agenda met die media. Maar waarom sal God dit nie gebruik tot God se voordeel nie? En daarom is dit so belangrik dat ons ten alle tye die taal van die Here verstaan. En God is so groot dat God dit in sy grootheid gebruik om elke een deur satelliet en alles te bereik. Want ons tyd is kort in die aarde en die Bybel sê die dae raak boser. Dawid skryf iets dinamies en Dawid sê eintlik aan die geslagte, ons kan nie sonder God nie, ons kan nie sonder God se woord nie, ons het sy woord nodig, want sonder sy woord is ons almal en die hele wêreld is in donkerte. En daarom wil ek vanaand met u praat wat Dawid sê, dat die woord van die Here is 'n lig vir ons pad en is 'n lamp vir ons voete. En vanaand is iets besonders wat Dawid in die geestesrealm waargeneem het en hy dit aan die geslagte het hy dit deurgestuur sodat die geslagte natuurlik met goddelike diepe insig in dit kan inkyk en verstaan waar lê ons se deurbrake. Ons kry dit vanaand opgeteken in die boek van Psalm 100. Ja, ons almal ken natuurlik hierdie Psalm, 'n digter wat natuurlik gegee word. Ons het natuurlik van kinderjare af het ons hierdie Psalm digter geleer waar hy eintlik sê, dien die Here met blydskap, 'n lofoffer om God te prys. Nou kom ons lees dit saam vanaand en dan's daar 'n gedeelte in hierdie Psalm waarop ek vanaand wil kom stil staan en met die gehoor praat, met Elia spesifiek daar buite. U sit met pyn, u sit met probleme, geweldige omstandighede en u het nie altyd die antwoorde nie. Maar weet jy wat, God is groot en God is gedig en God wil vanaand sy woord gebruik wat 'n profeet van destyds raak gesien het. Dis waarom kon jy sien dat Dawid het deur geweldige teenkantings en aanvalle van sy vyande, maar hy het deurgebreek. En nou doen Dawid iets, hy hou dit nie vir homself, waarin sy sukses van sy deurbrake was nie. Dawid het dit nou aan die generasie oorgedra. En hier is dit opgesluit in die boek van Psalm 100. Kom ons lees saam. Psalm 100, by die lofoffer juig voor die Here o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is, hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou is van geslag tot geslag. Vader, seën die woord. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart, Here, u in hierdie uur welgevallig wees. En Here, hulle wat vanaand sit in afwagting, hulle wat vanaand inskakel op YouTube, hulle wat inskakel, liewe Here, op hierdie kanaal, op Facebook, op televisie, waar hulle ook al hierdie inskakel vanaand en presies die een wat vanaand hierdie preek oopmaak. Here is behoeftig. En ek bid vanaand dat u, Here, hierdie woord van u, Here, sal gebruik, Here, om haar of om lewe oop te sluit, sodat sy die deur na haar oorwinning
die deur na oplossing, die deur na deurbraak sal raak sien, en dat die Here guns aan haar sal bewys, aan hom sal bewys, en dat die Here u krag deur dit sal openbaar, in Jesus naam, amen. My liewe vriend, ja, soos ek natuurlik vir u so kortliks in 'n leiding gegee het rondom Dawid, en ek wil hê u moet gou luister na hierdie ene. Dawid doen 'n ontdekking. Dawid sien, as ons lees in die woord, in die 4de vers, hy sê, gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang. En as ons natuurlik na dit kyk, sien ons natuurlik iets geweldig. Want as ons praat van 'n poort, dan verwys 'n poort na 'n hemel. As ons praat van poorte, dan verwys dit na hemel. U onthou wat gebeur het in die boek van Genesis, waar Jakob natuurlik by die rots aan die slaap geraak het, die droomgesig het hy gekry, met die lang leer waar die engele op en af hom bedien het, en toe die volgende dag wakker word, daar die einste nag, het hy wakker geword, en hy het gesê, so waar as die Here leef, en my siel leef, hierdie plek is niks anders as die huis van die Here, en die poorte van die hemel. So wat hy eintlik gesien het, wat Jakob is, dat hier's 'n poort. En wat so dinamies is, dat Dawid maak 'n ontdekking. Hey, Dawid maak 'n ontdekking aangaande die poort. Jy sien, as ons kyk na die poorte, dan sien ons dus die plek waar ons God se teenswoordigheid eintlik ontmoet. Kom ons gaan so 'n bietjie dieper in. Terwyl Dawid skryf, hy sê, gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang. As ons gaan kyk in die boek van Psalm 22 vers 4, hoor gou mooi wat sê Dawid. Dawid sê, God lewe onder die lofsange van sy volke. God lewe onder die lofsange van sy volk. So, as ons praat natuurlik van poorte, as Dawid praat van die poorte, verwys Dawid na die hemele. En hoor gou mooi hierna, jy moet vir my baie mooi hoor nou. As Dawid praat van die hemele, moet ons een ding weet, dit is waardeur God die aarde binnekom. Jy weet, daar is 'n gedeelte wat ons as mens moet besef, dat God het wette in die aarde gesit, en God het wette in die hemele. En die wette wat in die aarde is, moet die aardse mense respekteer, sodat hulle lewe en hulle geslagte daardeur voort kan leef. As jy die aardse wet nie onderhou, of die wette wat God in die aarde gesit het nie, dan maak jy moeilikheid vir die generasie en vir die geslagte vorentoe. En dit is wat God natuurlik in die aarde gesit het, en die Bybel leer ons ook dat God sy eie woord eer en respekteer. En God het dit in die aarde gesit, met ander woorde, as julle my loof, as julle my loof, as julle my 'n lofoffer gee, dan sal die lofoffer die poort open, sodat ek die Here julle God deur die poort met julle gemeenskap kan hê. En wat so mooi is, solank daar nie 'n lofoffer op die altaar gaan nie, sal daar nie 'n poort vir God wees om in die aarde te kom om jou situasie te verander nie. En daarom skryf Dawid, en hy sê, gaan sy poorte in met lof. Eintlik sê Dawid, dat 'n lofoffer open die deur van die poort, sodat God in jou situasie kan inkom. En dan vat Dawid om die deel te siel, sê in die boek van Psalm 22 vers 4, hy sê, God lewe onder die lofsange van sy volk. Nou die woordjie leef in hierdie terme, verwys na manifestasie. As die Bybel sê God leef, moet jy een ding weet, as daar 'n lofsang is, dan leef hy in die lofsang onder sy volk. So, God kom deur lofsang, gaan die poort open, en deur die poort kom God. En wat God doen dan manifesteer hy sy krag en sy heerlikheid in die geslagte, in vir al die wat hom prys.
Ons kan gaan kyk ook in die boek van Deuteronomium 10 vers 21. Hoor wat gee die Here aan Moses. En die Here sê dit vir Moses, hy sê, hy is jou lof. Hy is jou lof en hy is jou God wat hierdie groot en vreeslike dinge wat jou oë gesien het aan jou gedoen het. Nou moet jy verstaan wat skryf Moses daar. Moses sê hulle deur die Rooi See gekom. Moses sê dat die Here het voorsien manna in die woestyn. Moses sê die Here het water uit 'n rots uitgebring en die Here het dit aan hom geopenbaar. Wanneer daar 'n lofprysing is, dan is God teenwoordig, want lofprysing maak die deur oop van die portal en die portal is die plek waardeur God kom en leef, manifesteer onder die volke en sy krag openbaar. Ons kan ook gaan kyk na koning Josafat. Wat het gebeur saam met hom in die boek van Rigters? Kyk mooi wat het gebeur saam met koning Josafat. Die Bybel sê, hy het gevrees vir hierdie koning, wat natuurlik aan die kom is, maar hy gaan na die Here toe, en die Here sê vir koning Josafat, ek wil hê jy moet vir my iets doen, want jou die stryd is nie jou stryd nie, hierdie stryd behoort aan my as die Here, maar om vir my as God op die toneel te kry, wil ek jy moet vir my die ding doen. Haal al jou beste wapendraers, haal al jou dapper helde, haal hulle uit die voorste lelies uit, dan sit julle heel agter in die oorlog, maar vat vir my asseblief die lofprysers, die koordansers, sit hulle heel voor, en daar was dood eenvoudig 'n rede hoekom God die strategie gegee het, want God het geweet dat die wet in die aarde is, solank iemand prys, kan die poort van God na die mens oopgaan, sodat God deur die poort kan kom, en dat God vir sy volk kan stry. En God sê vir Josafat, sit hulle voor, die lofprysers en die koordansers, en hulle begin te doen wat het sê, en terwyl hulle uittrek, trek die lofprysers voor, in hierdie battle vooruit, en die volke, en die soldate, die dapper helde, hulle is heel agter, God is groot, en terwyl hulle uittrek, terwyl hulle begin te die Here prys, terwyl hulle die Here begin te loof, gaan hy poorte oop, en terwyl die poorte oop gaan, kry God die geleentheid om deur die poorte die aarde binne te kom, want die wet is daarop geseël. Solang daar 'n prys uitgaan, sal die poort oop wees. En daarom skryf Dawid in die boek van Psalm 100, gaan sy poorte in met lof. Jy kan nie verwag dat God vir jou gaat iets doen, want solang daar die lof is die deur van die poorte toe. Maar as jy die poorte, as jy hoor wat sê, gaan sy poorte in met lof. As jy met lof ingaan, dan maak jy die deur oop, sodat God onder sy volk kan lewe, en dan sal so 'n volk die manifestasies van God ervaar. Ek wil vanaand sê, die Bybel sê toe Josafat dit doen, die volgende dag het hulle net gesien al die lyke wat lê. Daar was nie 'n swaard gebruik nie, daar was geen pyle gebruik nie, daar was geen spiese en swaarde gebruik nie, maar daar was oral liggame. Dit was die dood eenvoudige rede, want God het aan Josafat gesê, maak vir my die poort oop. En om die poort oop te kry, sit lofprysers voor aan die oorlog. En terwyl die lofprysers voor is, het die poorte van die hemele geopen, en God het die geleentheid gekry om saam met Israel se vyande af te reken. My liewe vriend, dalk sit jy ook in 'n noodsituasie. Dalk verstaan jy nie wat jy moet verstaan nie. Maar is dood eenvoudig. Jy moet weet dat God het vir ons in die aarde om ons bede voor God te bring. Om vir God in ons midde te bring.
het God aan ons 'n wapen gegee. En dit is jou mond. Wanneer jy God begin te loof, wanneer jy God begin te prys, dan begin te gaan die poorte van die hemele oop. Paulus skryf in een van sy briewe en hy maak 'n kragtige stelling. Hy sê, ken 'n man wat weggeruk is tot die derde hemele. So met ander woorde, ja, poorte verwys na die hemel. Die hemel, 'n poort is 'n hemel, poorte verwys na die hemele. En die Bybel sê God se woonplek is in die hemele. Dis waar hy regeer, dis waar hy God is. Maar 'n lofprysing, 'n lofoffer voor die aangesig van die Here, sluit die poorte oop. Moeder, vandag sit jy in 'n finansiële krisis. Papa, jy weet nie meer hoe om te bid vir daai seun wat vasgevang is in dwelms nie. Mama, jy staan elke aand by die venster, jou trane loop vir jou dogter, want jy weet nie waar is sy vanaand nie. Maar ek het vanaand 'n woord van die Here vir jou. Wanneer jy begin te jou mond oopmaak en God begin te prys. Die Bybel sê in die boek van Jesaja, dit sal wees so sierad vir as. En as jy begin te God prys en sy naam, dan gaan daar die poort vir jou oop, want die poort het 'n lofoffer gekry. En as daar die lofoffer in die poort oopmaak, kom God die aarde binne, waar daar die lofoffer vandaan kom. En die Here onderneem in jou moeilikste uur. Ek wil hê jy moet vanaand bewus wees. Niks sal vir jou gebeur as jy nie God op sy woord vat. Niks gebeur vir mense as hulle nie God se woord beproef en toets nie. As jy dit vanaand gaan toets, ek beloof vir ek waarborg as jy die woord van God toets en jy begin te prys God en jy aanbid God, sal jy die krag van God sien. Hoor gou mooi wat gebeur saam met Paulus en Silas in die gevangenis. Hoor gou hier, daar's so baie wat vanaand sit in gevangenisse. Finansiële gevangenisse. Daar's baie wat vanaand sit in kranke gevangenisse. Met siektes waarmee hulle sit, of dit kanker is of AIDS is. Die Bybel sê deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So die genesing is daar, maar jou genesing het 'n God nodig om hom gesond te maak. Iemand my hoor, jou siekte het 'n God nodig om hom gesond te maak. Ek en u kan hom nie gesond maak nie. Die beste ding wat ons kan doen om God op die toneel te kry, is om ons mond oop te maak en God te prys, God te loof en hom aanbidding te gee. En solank jy dit gaan doen, sal die poort van God oopgaan en God sal in jou midde kom en hy sal manifesteer en hy sal sy krag en sy heerlikheid aan jou en jou hele huis tot binne in jou geslagte sal hy dit openbaar. Hoor mooi wat gebeur met Paulus en Silas. En die Bybel sê omtrent middernag, dit is opgeteken in die boek van Handelinge 16 vers 25. Hy sê omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. Waar was hulle gewees? Hulle was binne in die gevangenis gewees. Kom ons kyk van die 22ste vers. En die skare het saam teen hulle opgestaan en die regters het hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle hul baie slae gegee het hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarders bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hoor gou mooi, waar was hulle? En hy het toe, omdat hy so 'n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenisse gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. Die mense was behoorlik vasgemaak. Die mense was nie net in boeie nie. Die mense was vasgemaak. Daar's 'n manier hoe hulle dit kan ontsnap nie. En weet jy wat gebeur hier? Die Bybel sê hulle dood eenvoudig het hulle die raad van Dawid geneem, gaan sy poorte. As jy God wil hê, moet jy by die poorte uitkom. Maar om by die poorte uit te kom, het die poorte 'n lofprysing nodig. En hierdie mense doen presies die strategie en die raad wat Dawid in die generasie aanstuur. Hulle neem die raad van Dawid en hulle sê, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. En skielik
kom daar 'n groot aardbewing soos die fondamente van die gevangenis geskit, wat die fondamente van die gevangenis geskit het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het los geraak. En die tronkbewaarders het wakker geword en toe hulle sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard uitgetrek en wou homself om die lewe bring in die mening dat die gevangenisse ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons almal is nog hier. Maar wat het gebeur? Wat het gebeur? Paulus en Silas het dood eenvoudig oorgegaan in lofprysing. En terwyl hulle oorgaan in lofprysing, gaan sy poorte in met lof. Het die deur van die poort oopgegaan en God kon deur die poort kom en God kon manifesteer in die teenswoordigheid van Paulus en Silas se vyande. Die Bybel sê God het die boeie van hulle voete afgehaal, die boeie van hulle hande af en hulle was vry. Vanaand sit daar mense met boeie op hulle hande, boeie op hulle voete. En jy weet vanaand, dis moeilik in die spasie waar jy jouself vind. Want deur die omstandighede het Satan boeie op jou lewe gesit. Satan het boeie op jou huis gebring. Satan het boeie op jou kinders gebring. Satan het boeie op jou finansies gebring. Satan het boeie in elke area gebring. Maar vanaand sê God, alles sy boeie daar. Vanaand is jou aand. En die is jou sukses, die is jou deurbraak. Wanneer jy jou mond oopmaak, in die naam van die Here van God begin te aanroep en sy naam prys en proklameer in die atmosfeer. Die Bybel sê in die boek van Efesiërs 16, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, teen die owerhede in die lug. So met ander woorde, wanneer die naam van God in die atmosfeer proklameer, moet jy een ding onthou, dat die vyand moet pad gee. Want nou het die lofprysing opgegaan om die poort van die hemel oop te maak. Want dit is waar God kom. Die duiwels vlug nie net vir lofprysing nie. Hulle weet wat die krag van lofprysing is. Die duiwels vlug vir 'n man en vrou wat lofprysing beoefen in sy geesteswêreld, in sy geestelike lewe. Sodra jy begin te God loof, sodra jy begin te God prys, dan vlug die bose magte. Want hulle weet dat hierdie persoon is besig om 'n poort oop te maak. En as hy poort oop is, sal die krag van God gesien word, geervaar word. En almal wat daar is, sal getuie dra van die manifestasie van die krag van lofprysing. Want lofprysing is die sleutel om die poort oop te maak, sodat jy God in jou stryd kan bring, sodat jou stryd vir eens en vir altyd uit jou pad uitgehaal word. Wat het gebeur met Dawid? Hy was in angs met die reus, maar hy het besluit hy wil sy God groot maak. En hy kom op die oorlogsveld en hy kyk hierdie reus binne in die oë, want hy laat hom nie toe dat die grootheid en die boosheid van hierdie reus hom intimideer nie. En hy kyk hierdie reus in die oë, maar hy sê ek moet 'n lofoffer op hierdie slagveld plaas. Hy sê jy kom na my toe met 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Net soos die Here die leeu in my hand gegee het en die beer, so sal God hierdie slaghorder van die Filistyne in my hand plaas. Hy het 'n lofoffer net daar op die slagveld geplaas. En die Bybel sê, die manifestasie van God se teenswoordigheid het die reus laat val. My vriend, mamma, papa, as jy vanaand sit en jy verwag die Here al lankal vir 'n huis, jy wil hê die Here moet jou gesond maak, jy wil hê die Here moet vir jou
moet jou uit hierdie omstandighede haal. Ek gee nie om watter omstandighede en in watter situasie jy is nie, maar al wat ek weet. Wanneer jy begin te God loof, sal jy nog vanaand die krag van God ervaar. Jy sal nog vanaand, sal God hom openbaar. Jy sal my nommer bel om te sê, pastoor Swarts, die Here het saam met sy woord gewerk. As jy gereed is, my vriend, ek wil vanaand vir jou bid. En ek wil vanaand bid dat die Here gees van lof in jou mond sal plaas, sodat jy jou lewe in besit kan neem. En as jy gereed is, kom bid saam met my. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie dat die woord gebruik het vanaand, Here, om duisende toe te spreek, sodat hulle kan luister na die insiggewende gedagte om te verstaan waarna toe God met ons lewens op pad is. Here, lank genoeg het die boos ons beroof, maar u woord, Here, het baie geheime seels wat gebreek moet word. En daarom het u die gawes gekies, wat u noem die vyfvoudige bediening, sodat hierdie dieptes aan mense geopenbaar kan word. Dankie, Here, dat u vanaand vir my as 'n eenvoudige man kon gebruik van stof, Here, so om die woord oor te dra, dat hulle wat luister, dat die eenvoudige taal kan verstaan en weet wat hulle moet doen om uit hulle omstandighede uit te kom. Vader, ek gee aan u al die eer, die lof, die prys en aanbidding. Seën elkeen wat vanaand luister en ontmoet hulle op grond van die woord wat hulle sal beoefen. Ons bid u manifestasie. Ons bid u krag teenwoordig. En so sal dit wees en hulle sal die getuienis wees en hulle sal die getuie van dit dra. In Jesus naam. Amen. My liewe vriend, mag die Here vir u wonderlik seën. Ons sien mekaar tot volgende week. Totsiens. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.